Gemeente, ons is besig om ondersoek in te stel na een van die gewilde dwaalleringe van ons tyd. Die sogenaamde skoonmaak van jou huis, en dan bedoel ons dit nou nie fisies nie, maar wel geestelik. Hierdie dwaalleer voer aan dat sekere voorwerpe, dinge in jou huis wat jy daar het, direk gee aan die duiwel om in jou huis vir jou en jou gesin aan te val. En ek het dan in die verband 'n preekversoek gekry van 'n lidmaat in die vorm van 'n video waar hierdie dwaalleer dan duidelik aan die lig kom en verkondig word en uitgevind dat die persoon wat dit doen geheel en al glad geen teologiese opleiding het nie. En dis feitlik altyd 'n kenmerk wanneer dit kom by dwaalleer of afwesige of 'n gebrekkige teologiese opleiding. Ek het in Lime Acres gemeente dat ek vasgesit met pastore. Ek het niks teen pastore nie, broer, suster, hoegenaamd niks nie. Maar pastore wat dinge verkondig en dan na my toe kom en sê, dominee, wil julle nie saam met ons saamspan, ons het die dorpie se saal gehuur, hier is 'n man by ons wat 'n wonderlike getuienis het oor Jesus. Kom daar aan die aand in die saal, die mense is daar en die man vertel dan, hy een oggend het hy wakker geword en afgegaan, en het in 'n duplex gebly in die kombuis en hier sit Jesus. En na hy oor sy skop gekom het, gevra of Jesus wil koffie drink, ja, en toe drink Jesus saam met hom koffie. En onmiddellik het ek besef, die man is besig om 'n leuen te vertel. Hoekom? Die Bybel, my broer en suster, verklaar het baie duidelik, dat Jesus was die laaste openbaring van God aan die mensdom. Die Bybel sê in die Ou Testament het die Here gepraat met profete, en nou sê Paulus, ek dink as hy die skrywer, Jesus het ten laaste gekom om God die Vader se wil aan die mens bekend te stel. Dis onmoontlik dat Jesus aan enige mens kan verskyn. Gebrekkige teologiese opleiding, wat tekens buitekant die dorp bring, dat hierdie dorp is Jesus sin, terwyl die Bybel sê, word getuig nie van my nie, mense doen dit. En dan voel gemeentes, ons is so trots op ons, word nie buitekant die dorp. En dan getuig hulle nie van Jesus nie, want die woord doen dit vir hulle. Twee voorbeelde, broer en suster, van gebrekkige teologiese opleiding wat skade aanrig aan gemeentes en lidmate, en so ook hierdie dwaalleer van skoonmaak. Ek dwaal af. Dit is so bijvoorbeeld hoe die verband, broer en susters, laas Sondag stilgestaan by Exodus 20 vers 2 en 3, jy mag naas my geen ander gode hê nie. En ons het gesien dat daai vers het net een boodskap, jy mag nie 'n ander God hê naas God nie, dan is dit 'n afgod. Die persoon in die video wat verkondig oor die huis se geestelike skoonmaak wat jy doen, het dit vertolk as om te sê, dat dit maak nie saak as jy iets in jou huis wat nie afhou nie. Die Bybel sê hier in Exodus 22 vers 2 en 3, as jy dit daar het, is dit sonde. Terwyl die woord het verskyn nie in die oorspronklike Hebreëse teks in daai verse. Dis nie daar nie. Dis ingevoeg. Die woord hen is ingevoeg deur Paulus om bloot daardie sin grammatikaal te help om grammatikaal beter vir jou die betekenis oor te dra. En dit is 'n belangrike opmerking en feit, want hierdie man bou sy hele ideologie op daardie nie. Ek sal later verduidelik. Ons het die 3 snitte ingespeel laas Sondag en die verdraaiings en valshede daarvan uitgewys. Eerstens, broer en suster, is daar geen Bybelvers wat vir Christene waarsku dat die Satan het die reg om jou en jou gesin aan te val as jy sekere voorwerpe in jou huis inbring. Die Bybel wys op die teenoorgestelde. Die Bybel vertel vir ons, daar is bose geeste in die lug, waardeur die duiwel werk. Hy is oral. Hy is in jou huis en hy is uit jou huis.
Daarom het ons vervolgens gewys dat hierdie persoon sê, as jy nie doen wat die Bybel sê nie, is jy outomaties gehoorsaam aan die duiwel. Ons het gewys, nee, die Bybel vertel vir ons, daar is 3 redes hoekom ons ongehoorsaam is aan of die Here of die Bybel. Eerstens, my sondige natuur, wat outomaties sonde genereer. Tweedens, wêreldse invloede. Ek het die voorbeeld gebruik van 'n buurman wat 'n nuwe motor koop, en dan, ek steek aan nou af, en nou moet ek ook 'n nuwe motor koop. Derdens, die derde rede hoekom mense sondig is wel die duiwel. Voorwerpe wat deel uitmaak van 'n afgodsdiens, my broer en suster, in een van ons wêreldse godsdienste, beteken nie noodwendig dat jy besig is met afgodsdiens as jy jou voorwerp in die huis inbring nie. Iemand heeltemal onskuldig en onwetend loop 'n boeddha-beeld oor, besef nie dis 'n boeddha-beeldjie nie, dink maar dis oulik. Ek gaan my een koop, ek bring hom in die huis. Die persoon sê outomaties dadelik, jy's besig om 'n afgod te dien, en jy's besig om die Satan los te laat in jou huis. Dis wat hy sê. En dan sal hierdie mense ook vir sê, dominee, maar wat van die Bybel wat sê in die Nuwe Testament tyd, het heidene wat Christene geword het, hulle heksery boeke almal in openbaar gaan verbrand. Is dit nie dieselfde as die boeddha-beeldjie in jou huis, wat deel is van 'n afgodsdiens nie, wat jy moet verwoes nie? Hoe dan nou? So hoekom het daai mense dit gedoen? Hulle het dit gedoen, my broers, omdat hulle enige assosiasie, verbintenis met hulle vorige afgodsdiens, heksery, wou vernietig. Nommer 1. Die tweede rede hoekom hulle dit gedoen het, is omdat die Heilige Gees in hulle gewerk het, want niemand het hulle gesê hulle moet dit doen nie. Hoekom het die Heilige Gees in hulle gewerk? Om in die openbaar vir hulle hele gemeenskap te wys, ons is nou Christene, hier verbrand ons hekseryboeke. Dis al. Dis alrede. So, wat hierdie persoon wat dan vir ons te kenne gee, as ek 'n boeddha-beeldjie in die huis inbring, dan is ek 'n boeddhis. Ek is nou iemand wat 'n valse of 'n ander godsdiens beoefen in my huis. Jy is net so min 'n boeddhis as wat jy 'n Afrika godsdiens vereer, wanneer jy 'n Afrika masker in jou huis inbring. Ons is by ons eerste snit vandag. So, as jy enige afval, so heeft jy in jou huis heen. En jy, dat afval, is verbaas en tot nog bij. Want altyd voor het vervolgen, is afval. Maar die Here, die jou lichaam, goed. 'n afgod is alleen 'n afgod wanneer jy dit dien. 'n Afgod is alleen 'n afgod wanneer dit 'n praktyk is in jou lewe. Dan sondig jy. As jy 'n ander godsdiens in vandag se terme, die moslim godsdiens, die boeddhisme, die hindoeïsme, watter godsdiens ook al, as jy dit aktief beoefen, dan is jy besig met afgodsdiens. As jy een van die voorwerpe wat in daardie godsdiens gebruik word, onwetend in jou huis het, hoe kan jy van afgodsdiens beskuldig word? As jy 'n beeld in jou huis het, slegs omdat jy daarvan hou, en dit nie deel is van jou afgodsdiens nie deel is van hoe jy boeddhisme dien en toepas soos die boeddhiste nie, hoe kan jy daarvan beskuldig word dat jy 'n afgod het? Kom ons begin kyk, wat sê die Bybel vir ons in die waarheid oor afgode? Ek is by 1 Korintiërs 4. Oepsie, ons gaan gou terug, nou is ek heeltemal van die daar sê. 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 6.
Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie. En dat daar geen ander God is nie behalwe een. Want daar is daar ook sogenaamde gode van die heidene, of dit in die hemel en op die aarde is, so daar baie gode en baie here is. Tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en tot hom, en een Here, Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. Wat gaan hier aan? Lidmate, my broer en suster, heidene in die Korintiër gemeente het met mekaar gestry. Daar was van hulle wat gesê het, ons kan nie die vleis eet nie, want wat as dit vir die afgode geoffer is? Hulle het 'n tempel gehad daarso, en destyds het daai heilige vleis in hulle tempel aan hulle afgod geoffer, en na die tyd dan vat hulle daai vleis na die dorpie se markplein toe, en dis waar almal hulle kos gekoop en verkoop het. Nou is hierdie Christene bang. Wat as ons nou hierdie vleis koop en dit eintlik vleis wat van die afgodstempel afkom? Dan is ons besig om hierdie afgod te eet. Klink dit nie dieselfde as wat hierdie man vir ons vertel oor die voorwerp wat jy die huis inbring nie? Nou bring jy die voorwerp by die huis toe. Nou is jy besig met afgodsdienst, wat daai afgod aanbid jy nou. Dis nou die Satan wat nou hier loslaat. Soos die mense met die vleis. As ons nou die vleis eet, dan gaan die duiwel ons bykom. Weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie behalwe een. Hy boer in die Ou Testament, so kom ons gaan Ou Testament. Psalm 115 vers 4 tot 8. Hulle is nie afgode, afgode is silwer en goud, dis nie daar se fout. Die werk van mense hande. Hulle het monde, maar hulle kan nie praat nie. Ore, maar hulle kan nie sien nie. Hulle het ore, maar hulle kan nie hoor nie. Neuse, maar kan nie ruik nie. Hande, maar kan nie aanraak nie. Voete, maar kan nie loop nie. Met hulle kele maak hulle geen geluid nie. Die mense het beeldjies in hulle huis gehad, en die beeldjies is gemaak volgens wat daai mense gedink het soos hulle God lyk. Hulle het 'n beeldjie gemaak om byvoorbeeld die natuurverskynsels te eer. Hulle het gesien, maar daar's groter kragte in ons lewe. Hier kom reën, daar's weer. En daarom het die mense dan vir hulle beeldjie gemaak. So kom die mense wat die Israeliete wat by die berg Horeb tussen die goue kalf gemaak het. In Egipte was daar goue kalwers van die mense het gereken, een van die gode wat sorg vir vrugbaarheid in diere. Lyk soos hierdie kalf. Daarom het hierdie God wat daar iewers is, kalf gemaak wat nes hy lyk. Soos ek nou hierdie beeldjie wat net soos die God lyk, wat daar bo is, wat ons nie sien nie. As ek hierdie beeldjie vereer, dan is daai God nou wat ook al wat vir ons vrugbaarheid gee, gelukkig met ons, en dan is my vrou vrugbaar. En dis die mindset gewees van die destydse heidene. En dis hoekom die Psalm wys. Hy sê, wat 'n kwak is dit in ons taal, dat jy hierdie goeie wat dood is, kan vereer, om te dink as ek dit doen, sal dit goed gaan met my. Daar's net een God. Daarom praat ons as Christene nie van afgode. Ons kan wel van iets in afgod maak. In ons tyd is daar wel 'n klomp afgode, my broer en suster. Die nommer 1 afgod in die wêreld is geld. Wat is 'n afgod in die Bybelse taal? Dit wat belangriker is en 'n groter prioriteit in my lewe inneem as die Here. Dan maak ek van iets 'n afgod. Maar dis voorwerpe wat ek in my lewe intrek, wat nie fisies is nie. Dis mense se sug na geld. Mense se droom oor geld. Mense wat baie meer vas is aan hulle wens vir geld en rykdom in hierdie wêreld. Die punt van Paulus is dat die heidense wêreld afgode dooie beelde is, en ons as Christene weet dit. Daarom die offervleis kan julle eet, want as julle die offervleis eet, dien julle nie afgode nie. As jy in Afrika masker inbring in 'n Boeddha beeldjie, dien jy nie en aanbid jy nie vir
Boeddha nie. Hoe kan Christene besorg wees oor iets wat nie bestaan nie? Ons weet mos daar's nie iets soos kode in die lug nie. Ons weet tog dat alles wat die heidene toedig aan hulle afgode, kom van die Here af. So hoekom aarde kan ek 'n afgod dien? Ek praat nou in terme van hierdie persoon se video en hierdie persoon se argument van afgode. En dat die Satan die een is wat ons dan loslaat in die huis. Nou is dit die eintlike punt waaroor dit hier gaan, en dis wat Paulus hier wil sê in hierdie vers. Dit wat die afgode in die heidene aanglo is bygelowigheid. Dis bygelowigheid as jy dink, as ek 'n beeldjie het wat ek daar maak, as ek die beeldjie bakkie kos of 'n drankie voor die beeldjie neersit, dan sal my vrou vrugbaar wees, dan sal dit goed gaan met ons. Dis bygelowigheid. Dis die punt wat hy eintlik wil maak. En as jy gaan kyk, ek het sommer gou 'n Google soektog gedoen na 'n definisie vir bygelowigheid, dan sê dit, bygelowigheid is in praktyk of iets wat jy in glo wat glad nie sin maak nie. En wat jy dan sê, as dit gebeur, dan gaan iets bonatuurliks gebeur. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld van bygelowigheid. Daar's mense wat glo, dit gaan sleg wees met my as ek onder deur 'n leer loop. Daar's mense wat glo, dit gaan sleg gaan met my as ek 'n swart kat teekom. Daar's mense wat glo, ek kan die Bybel weg, as die duiwel weggaan met my lewe, as ek sout oor my skouer gooi. Daar's mense wat glo, as ek hierdie of daardie onderwerp in die huis inbring, dan gaan die Satan my aanval. Kan u sien? Bygelowigheid. Dis niks anders as bygelowigheid. Dis iets wat mense in glo wat geen rasionele of Bybelse grondslag of fundament van waarheid het nie. Dis eienaardighede van mense. Luister weer. Die woorden van geloof in is af. Zoals mensen door die dingen wat nou verliezen of als een beeld wat niet afgelopen is. Ja, dan moet je ik zullen dan gespreken en voor de andere nemen. Zodat als je zo weer in de reis ik afgelopen is, dan was ik dus nog bij dan altijd goed voor die volken. Dat is al maar hier willen zo. Ons by die volgende snit. Ons volgende is dat we jonge vrouwen van ons. Dus na mooi de zijn is. Dus niet na. Maar als je geeft een volgende keer van die hele dat is wat ik zeg. Je kan je naam, daar wil je eruit staan. Waarom? Kijk, dat is die zwarte en zo. Ja, de God is hard, zo hier. Zeg dat. Wat is die taal van de bedoeling? Wat is die chaos en die taal is gehouden? Je hebt die chaos gebruikt om aan een God te vergeten. Je hebt die geld gebruikt om die moeilijke verblijstenis te betalen. Hoe is dit die Here werk net sonde aan ons toe wanneer ons wetend iets doen? Ek weet van geen persoon wat onwetend, byvoorbeeld 'n Boeddha beeldjie in sy of haar huis inbring, wat daardeur voor die tyd en terwyl moet koop, doelbewus vir Boeddha of Boeddhisme vereer nie. Hoe kan dit nag wees in 'n huis vanweë 'n voorwerp wat jy inbring? Dis nag in daardie huisomstandighede as gevolg van ander redes. Die punt van Christendom is dat Jesus het Satan aan die kruis oorwin. Die inwonende Heilige Gees is die een wat nou vir my lei in 'n lewe van verdediging en vryheid van die Satan se werk in my lewe. Nie voorwerpe wat ek uit die huis gooi. Wat 'n ander voorwerpe is vir hierdie valse prediker taboe, broer en suster, ek noem vir julle 'n paar. Prente of kleure oor die Hulk. Dis 'n fliek tipe van karakter
soos ook Superman en Batman. En dan het die voorbeeld van 'n ma wat sê, as my seentjie nou sy Hulk-klere aantrek, dan is hy so aggressief, en hy wil nie dit en dat en so voorts. En dan sê die persoon, dis nou as gevolg van die duiwelse werk, want sy moes nooit die Hulk-prent of die klere in die huis ingebring het nie. Nou val die duiwel haar seentjie aan. Maar soos dit die waarheid is dat die seentjie is bloot besig om na te boots. Hy is besig met identifisering. Hy het nou gehoor van die Hulk en so voorts, en hy is nou baie beïndruk met daardie tipe van mythe en fantasie, en as dit aantrek, dan wil hy nou soos die Hulk wees. En dan identifiseer hy, maak hy soos die karakter, want hy het nou die klere aangetrek. As hy die klere uittrek, dan is die identifisering verby. Almal van ons as kindertjies doen dit. Ons boots na, omdat dit is hoe die Here ons gemaak het. Dit wat ons sien, doen ons. Dis hoekom die appeltjie nie ver van die boom val nie. Dis maar net 'n ander vorm van identifisering. Nabootsing. Kom ons kom uit, nog voorwerpe, kinderspeletjies, kinderkaarte, fekkies en kabouters. As jy dit inbring in dit jou huis is, kom die Satan vir jou bykom. Tattoos. As 'n vrou 'n tattoo het, dan sê die man, dan het die Satan 'n houvas oor jou baarmoeder. Ons praat daarvan as bygelowigheid. Hierdie persoon is erg bygelowig. Hy het 'n groot probleem, en ek wens en ek bid in my hart dat die Here iemand op sy pad sal stuur om vir hom te help, dat hy sy oë kan oopmaak. Kom ons kom uit by wat die Bybel vir ons wel leer oor die werk van die Satan. Ek is by, Jakobus 4 vers 7. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dis aan God, weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle af wegvlug. Duiwel is oorwin aan die kruis, my broer, suster. Een Christen is oorgelewer aan die mag van die Satan, dat hy met jou kan maak wat hy wil nie. Weerstaan is om te sê in jouself, in jou gedagtes, wanneer jy weet, hier kom goed wat nie van jou af is nie, wat jy nie wil hê nie, wat jy weet die Satan vir jou as versoekings aandra, om te sê, nee, ek gaan dit nie doen nie, wyk Satan. Hy sal vir jou al wegvlug. Hy gaan nie na 'n ander een van jou gesin om hom of haar aan te val, omdat daar 'n sekere voorwerp in jou huis is. Efesiërs 6 vers 11 en 12, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Staande, nie nag nie, staande. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers. Hoekom almal van hulle? Omdat hulle lewens beheer word deur die Satan. Maar teen die owerhede, magte, wêreldheersers en duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Die lig oral in die lug. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, aanvalle, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Vers 16, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Dis ons wapenrusting, my broer, suster. Dis wat vir ons help om te oorwin dat wat ek weet van die duiwel afkom. Hoe weet ek in my eie lewe wat die duiwel se werk is? Omdat dit die Heilige Gees se werk is om vir my dit te vertel. Die Heilige Gees sê die Bybel, oortuig die wêreld almal van sonde, geregtigheid, dis wat jy moet doen, en oordeel, daar wag of 'n hemel of 'n hel. Jy hoef vir niemand in ons land byvoorbeeld se regeringsamptenare wat lustig steel en skep elke dag, jy hoef nie vir hulle te vertel jy's besig om te steel nie. Die Heilige Gees doen dit. En die Bybel sê die Heilige Gees oortuig mense. Hy oortuig jou, ander woorde, jy kom by die punt uit dat jy weet dis verkeerd.
sodat niemand eendag op die oordeelsdag vir die Here kan sê, Here, ek het nie geweet nie, ons het almal gesteel, toe ek gelewe daar op Suid-Afrika, het ons mense almal geglo, daar's niks meer verkeerd om te steel nie. Die Heilige Gees het vir jou vertel, hoeveel honderde, duisende kere in jou lewe, soos elke ander persoon, wat is sonde en wat is nie. Hoekom is dit nag in die lewe van daai mense, my broer en suster? Die fout lê iewers anders. Die fout nommer 1 lê, hoekom is die Heilige Gees nie in julle lewe wat vir julle sê, hoekom dinge so sleg gaan nie? Hoekom? Dis die groot ding. Want dit is die groot, absolute toets en realiteit van Christendom. As jy nie Heilige Gees het nie, sê die Bybel, my broer en suster, is jy nie 'n kind van God nie. Dis die hele punt van Jesus se kruisdood, om my sondes altyd te vergewe, 'n verhouding met hom te hê wat die deur nooit toegaan nie, en die Heilige Gees wat in my bly, sodat ek die Here kan ken en hy my kan lei. Hoekom, meneer en mevrou, wat dit nag is in jou en jou gesin se lewe, lei die Heilige Gees nie vir julle om te sê wat aangaan nie. Daar's iewers 'n groot skroef los. Ons moet daar begin. Dit gaan nie oor voorwerpe in jou huis nie. Ek sluit af, broer en suster. Ons het hier te maak met 'n valse prediker. Sy uitwys op identifisering van soveel voorwerpe wat satanies is, of die Satan se mag loslaat in jou huis, is absoluut niks anders nie as volslae bygelowigheid. Nommer 2, hy versuig die Nuwe Testament se boodskap van Christene wat totale beskerming het teen die Satan se aanvalle. Dis nie sy antwoord oor hoekom daar dit nag is in mense se lewe nie, het u opgemerk. Hy gaan na 'n toertjie wat hy probeer uitvoer met Eksodus 20 vers 3 toe. Waar is die Heilige Gees wat vir jou beskerm binne in jou huis en buite jou huis? Derdens, sy verduideliking van Bybelvers na Bybelvers is geheel en al vals, onwaar, misleidend, anti-Bybels. Vierdens, broers en susters, hy doen presies wat die Satan probeer mense oortuig. Sonde is daar. Nie hier nie, daai voorwerp en daai voorwerp en daai aktiwiteit van jou is sonde en daai voorwerp. Dis nie hier nie. Dit in die gebou waar jy bly. Dit is nie in hierdie gebou nie. Die Bybel wys die vinger na hierdie gebou, hierdie liggaam van my, hierdie tempel. Dit is die Bybel die vinger daar wys. Dis waar die Satan te kere gaan en aanval en sy werk uitvoer, is in hierdie huis. Maar as ek net kyk na my huis, en wat is daar in die huis, en daar tog nie 'n voorwerp is, dan kan die Satan my nie aanval nie, dan dien ek niks aan die aanvalle in hierdie huis nie. Externalisties, ons praat van externalisties. Ek moet sê dat die Bybel gee vir ons absolute versekering, soos ek vanoggend 'n paar verse vir u gebruik het om dit uit te wys, dat ons absolute beskerming het teen die duiwelse aanvalle. Maar sy aanvalle gebeur hierso in my gedagtes. En sy aanvalle gebeur deur hierdie goede, hierdie twee oë van my. Hoeveel keer, broer en suster, gebruik die Satan nie jou televisie om jou by te kom nie? Hoeveel keer gebruik die duiwel nie advertensies op televisie om jou te versoek nie? Daar is in ons lewe vandag soveel meer versoekinge, omdat daar soveel meer dinge is om te koop, soveel meer dinge om uit te kom. En dis waar dis die arena van die stryd tussen Christene en die bose, is in hierdie huis, hierdie een wat ek self my liggaam noem. Dis waar die Bybel die vinger na wys
En dis waar die Bybel vir ons sê, die Here se almag in ons teenwoordig is. Die vorm van die Heilige Gees wat vir my lei en vir my antwoorde gee oor alles in my lewe. Enige teëspoed, enigiets wat ek wonder oor, die Heilige Gees aan die werk om vir myself na die Bybel te lei en daar 'n antwoord te kry, of na die dominee toe te gaan sê, dominee, ek soek 'n antwoord op hierdie kwessie. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U woord altyd vir ons die waarheid uitwys en soveel valsheid gemotiveer en aangedryf deur die bose wat by ons aankom as 'n engel van die lig voordoen as die waarheid, maar inderwaarheid, in die lig van die waarheid van die woord, word dit ontmasker as net nog 'n dwaalleer, bygelowigheid, alles behalwe wat die Bybel vir ons voorhou. Daarom is dit so belangrik, Here, dat ons ingelig is. Dat ons ingelig is ook as lidmate, dat ons 'n lewe sal hê waar ons sal strewe deur daaglikse Bybel lees om te groei in daardie waarheid. Want hoe meer ek by die Bybel uitkom, en daarvoor vra ons U hulp, Here, om daarin vir ons te laat skyn deur die teenwoordigheid en die almag van die Heilige Gees, dit wat waar en dit wat vals is. Daarvoor sê ons vir U dankie in Jesus se naam. Amen.